Vandag gaan ons gou gesels oor die skrif praat van die ou bedeling van wetsvoorskrifte en die nuwe bedeling van die Gees. En as 'n mens nie dit lekker verstaan nie, dan is dit baie keer die mekaar, want dan wat gebeur is jy laat jou lei deur die Gees en jy laat jou lei deur die wette. Waar eintlik sê die skrif nee, dis nou net die Gees. Ons is nie meer in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie, ons is in die nuwe bedeling. So ek gaan gou dit lees, dis Romeine 7:6. Dit sê so. So ek hoor al die voeltjies, hulle is vandag baie oulik aktief. Okay, Romeine 7:6 sê so. Maar nou is ons vrygemaak van die wet. Want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. So wat nogal belangrik is om te sien, dit sê, nou kan ons dien. So, elkeen van ons as jy 'n Christen word, het jy hierdie behoefte, begeerte in jou hart om God te dien. So niemand hoef meer vir jou te sê, jy moet God dien. Jy sal voel in jou hart, deel van wat Jesus gedoen het, is toe hy jou gered het. Die skrif sê hy het ons 'n nuwe skepping gemaak. Deel van wat hy ons gedoen het is, nou wil ons God dien. Titus praat van Christene as mense wat ywerig is om goed te doen. So God het iets in ons harte gewerk, ewe skielik wil jy God dien, daar's hierdie ywer in jou hart om vir God dinge te doen, en dan, as jy nie verstaan dat jy is in die nuwe bedeling van die Gees nie, gaan jy teruggaan na die wet toe, jou waarskynlik, en jy gaan probeer om die wet te volg, want jy wil God dien. So die intention van mense is baie goed, maar nou ek gaan vir jou wys vandag, hoekom jy nie dit wil doen nie. Want as jy dit doen, gaan jou Christenskap vir jou baie swaar raak. Waar as jy die Gees volg, gaan jy sien, jou Christenskap raak vir jou, is lewendig, dit is joyful, dit is baie anderste, as om met die wet te probeer om God te dien. So 2 Korintiërs 3, ons spring sommer lekker vinnig daarna toe. So ek gaan hierso vir ons lees vanaf vers, kom ons doen sommer uit vanaf vers 4 af. So 2 Korintiërs 3 vanaf vers 4. Nou onthou ons het gepraat van, dat is die ou bedeling van wetsvoorskrifte en die nuwe bedeling van die Gees. So dit lees so. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Nou as mens hierdie alles lees, ek dink nogal mens kan hierdie alles lees en niks verstaan eintlik wat jy gelees het binne in dit nie. So mens moet partykeer bietjie stil staan by dit. Maar wat ons vandag gaan doen is net om te kyk, daar's 'n ou bedeling en 'n nuwe bedeling. Christene is in die nuwe bedeling en die bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. En baie keer so mense sê albei, maar ons gebruik die wette as 'n riglyn. Dan sê ek nee. Luister gou mooi wat dit sê. As jy God wil dien, God sê as jy hom wil dien, dan is jy in die nuwe bedeling van die Gees. Dis wel Christen, as jy gebruik nie die wetsvoorskrifte om hom te dien nie. Hy sê, nuwe bedeling is, om God te dien, is in die Gees. So jy moet leer om saam met die Gees te wandel, wat natuurlik baie meer intiem is. Dis 'n baie meer positiewe ervaring
as om koud kliniese wette te hê wat jy moet probeer onderhou. Maar kyk gou mooi wat gebeur. So hierso praat hy klaar van die ou verbond, die nuwe verbond. Hy sê ons is bedienaars van die nuwe verbond. Met ander woorde, ons is nie bedienaars van die ou verbond nie. Ons is nie iemand wat veronderstel is om vir mense te sê, hierso is die wette, jy moet hulle onderhou, en as jy hulle onderhou, dan gaan God gelukkig wees met jou, dan gaan God na jou gebede luister. Ons is nie daar nie, ons is in die nuwe verbond. Ons sê, raai wat? Die goeie nuus is, Jesus het betaal vir al julle sondes aan die kruis, as vrede tussen julle en God. Nou ewe skielik sê die skrif, dat God se oë is heeltyd op die regverdige. Elke gedagte, elke gebed wat jy het, dis hoekom jou gebede kragtig is, en hoekom het effektief is, want God se oë is heeltyd op jou. En daar's geen sonde wat skeiding bring tussen jou en hom nie, hy draai nooit sy gesig weg van jou nie, hy's altyd besig om na jou te kyk, en dit is guns. Dis wat dit beteken, waar, julle weet hoe, as ek my gesig wegdraai van iemand, soos, ag, weet jy wat, ek wil nie eens kyk na jou nie, ek los my uit. So God doen dit glad nie met sy kinders nie, nooit nie, want al jou sondes is vergewe. Ok, so hierso sien ons nou, ou bedeling, nuwe bedeling, ou bedeling is wetsvoorskrifte, nuwe bedeling is die gees. En nou wat ons hier sien, is ons begin sien, bietjie, wat gebeur, as jy beweeg met die een bedeling, en wat gebeur as jy beweeg met die ander bedeling. So kom ons sê, jy verstaan dat jy wandel nou saam met die gees, en die gees is die een wat vir jou leiding gee, oor wat jy moet doen, guidance gee, oor wat jy moet doen. Ok, so, as ek praat van leiding, dit is guidance, ok, nie leiding soos ek kry swaar nie, ok, guidance, leiding, guidance. So, wat gebeur is, nou kyk ek nie meer na die wet, vir guidance nie, ek kyk nie meer na die wet vir leiding nie, ek kyk nou na die gees, wat vir baie mense 'n vreemde konsep is. Hoe moet ek kyk na die gees, want die wet kan ek half in my hande vashou, maar ek kan nie die gees in my hande vashou nie. Wat beteken natuurlik dat jou leiding wat jy kry, die guidance wat jy nou kry, is baie groter. Jy kan in alle areas nou guidance kry, waar die wet van Moses is beperk. Byvoorbeeld, dit gaan nie vir jou guidance kan gee oor wat sy kar jy, kom sê jy, Here, wat sy kar moet ek koop, gee my wysheid en insig oor wat sy kar moet ek koop. Die wet van Moses gaan nie dit vir jou gee nie, want daar was nie karre eers daai tyd nie. So, sekere verhoudings, is daar sekere goed wat jy gaan nie dit in die wet van Moses kry nie. Maar nou is die leiding wat jy kry is baie groter, want God homself is nou by jou. Okay, so een van die dinge wat jy sal ervaar, as jy nie na die wet van Moses kyk vir guidance nie, maar jy kyk na die gees, en dit is eenvoudig soos om te sê, Here, gee my guidance op hierdie ding asseblief. Die letter maak dood. Ok, nou, baie keer sê mense sê, wat is die letter waarvan ek praat? So as jy net verder lees, dan sien jy die wet wat in letters op klip gegraveer was. So op klip gegraveer was as die 10 gebooie. Want soms dink ons, ja, maar dis nie, albei praat nie van die 10 gebooie nie. Nee, ek praat van die 10 gebooie. Dis die ou bedeling, dis deel van die ou verbond. Hy sê, luister wat sê hy oor dit. Hy sê, die letter maak dood. Die gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn. Het sou gou verdwyn. Het sou nie baie lank wees nie. Het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met ander woorde, die wet is die bediening wat tot die dood lei. En onthou, die wet is heilig, die wet is goed, maar nie vir ons nie. Want ons kan hom, as ons hom kon onderhou, dan sou hy goed gewees het vir ons ook. Maar ons kan hom nie onderhou nie. Ons kry hom nie reg om hom 100%, en ek praat van onderhou beteken jy moet perfek leef. Daar jy moenie foutjies hê nie, nie een nie. Die skrif sê, as jy een wet oortree, dan is jy skuldig. Dan het jy die wet oortree. Dan sê dit, as die bediening wat tot die dood lei met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Ok, nou interessant, hy sê hierso, as jy nou 'n bietjie teruglees, hy sê die letter maak dood, die gees maak lewend. So dis die een ding wat gebeur is jy sal ervaar, as jy die wet lees, dat die wet heeltyd vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy moet eintlik sterf. Jy maak dit nie, jy moet gestraf word. So die wet maak dood, die gees maak lewend, die gees sê, Jesus het betaal vir jou sondes aan die kruis, as vrede tussen jou en God. Jy kry ewige lewe omdat jy in Jesus glo.
nie omdat jy die wet onderhou nie. Dis wat die Gees jou leer. So die Gees maak lewend. Jy sal baie keer as jy sal hierdie ervaring hê, as jy jou deur die Gees laat lei, sal jy voel as lewe wat kom. Waar as jy probeer om die wet, en baie keer wat mense doen is, hulle ken nie die wet van Moses nie, so wat hulle doen is, hulle maak hulle eie wette. Want onthou die wet sê eintlik jy moet perfek wees. Dis wat die wet sê. So wat mense doen is daai konsep integreer hulle in hulle menswees waar hulle sê ek moet perfek wees. En as hulle enigiets doen wat nie perfek, hulle kry dit nie perfek reg nie, raai wat doen hulle? Dan condemn hulle self. Dan haal hulle self uit, dan is hulle hard op hulle self. So wat gebeur is, as jy nou jou deur die wet laat lei, ek gaan vir jou verder verduidelik wat gebeur, die bediening waardeur mense veroordeel word. As jy die wet gebruik om te sê, Here, vandag het ek nodig dat U my lei, en jy kyk na die wet, wat gaan jy ervaar? Veroordeling, heeltyd. Jy is nie goed genoeg nie, jy maak dit nie, God is nie gelukkig met jou nie. Waar sê dit, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid. So as jy deur die Gees laat lei, gaan jy heeltyd ervaar dat jy vrygespreek is. Heeltyd gaan jy ervaar jy is vrygespreek. So as ek my deur die wet laat lei, gaan ek heeltyd ervaar ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan heeltyd ervaar dat eintlik is God nie gelukkig met my nie. Ek moet eintlik sterf, ek moet eintlik gestraf word. En ek gaan condemnation ervaar, met ander woorde veroordeling ervaar, wat heeltyd gaan ek voel, God gaan my nie seën nie. God gaan my vervloek, as jy jou deur die wet laat lei. Maar as jy deur die Gees laat lei, gaan jy lewe ervaar. Jy gaan ervaar, daar's vryspraak heeltyd vir jou. Jy gaan heeltyd ervaar, dat die Gees vir jou sê, as jy iets verkeerd doen, gaan hy sê, Jesus het betaal vir jou sondes in die kruis. Jy is vergewe, want daar is 'n Gees van waarheid. So as ons praat van wat beteken dat deur die Gees gelei te word, dan beteken dit dat die Gees gee vir jou waarheid, die Gees gee vir jou wysheid, wat van hom afkom, en baie keer gaan jy sien, as jy begin fokus om deur die Gees gelei te word, jy sal sien, daar kom vrede. Dis deel van die vrug van die Gees word ook vir jou gegee, as jy deur die Gees laat lei. So wat ons weet is, as ek my deur die Gees laat lei, gaan ek vryspraak ervaar, wat ek klaar gekry het. Ek gaan lewe begin ervaar wat ek klaar gekry het. Die oomblik toe ek in Jesus glo, het ek lewe gekry. Ek gaan daai lewe begin ervaar. En dan 'n baie interessante ding, wat gebeur as jy deur die Gees laat lei, ek gaan gou vir jou lees, hierdie is wat ook met jou gebeur as jy as jy jou deur die wet laat lei. Wat met jou gebeur as jy deur die wet laat lei? En dit is Deuteronomium 6 vers 13. Ek gaan vir jou dit lees in die New King James Version. Goed, so as jy jou deur die wet laat lei, so jy kyk, jy's 'n Christen, jy glo in Jesus, nou kyk jy na die wet vir guidance. Jy sê ek wil God dien, nou kyk jy na die wet van guidance. Nou ek en jy weet, ons is nie veronderstel om na die wet te kyk, ons is veronderstel om na die Gees te kyk. Maar kom ons sê jy weet dit nie. So nou kyk jy na die Gees. Raai gou wat sê die wet. Deuteronomium 6:13 sê so: You shall fear the Lord your God and serve him. You shall fear the Lord your God and serve him. Jy sal die Here jou God vrees. Nou, dis belangrik om te verstaan, die konteks hier is, hoekom sal jy God vrees? Want as jy die wet ken, sal jy nie verstaan. As jy die wet nie ken nie, sal jy nie verstaan nie. Die wet sê, as jy God gehoorsaam, sal hy jou seën. As jy ongehoorsaam is, wat gaan God doen? As hy gaan jou straf, hy gaan jou vervloek. So hy sê, you shall fear the Lord your God. En dis waar die vrees van die Here vandaan kom, het kom uit die wet van Moses uit. Want as ek nie die wet perfek onderhou nie, dan is ek bang. Ek is bang, ek gaan gestraf word. Ek gaan vervloek word. Dit gaan, en daar gaan slegte goed met my gebeur, en die slegte goed wat gebeur is, omdat God my straf. Waar in die nuwe verbond, as al slegte goed met jou gebeur, en dis 'n gesprek vir 'n ander keer, is dit nie God wat jou straf nie. Daar's 'n ander rede hoekom dit gebeur. Maar dis nie God wat jou straf nie. Want Jesus het klaar jou straf en jou vervloeking het hy klaar in die kruis gedra. Hy het klaar gesterf, die loon van die sonde is die dood, hy het dit klaar gedra. So, wat gebeur, as jy jou deur die wet laat lei, jy sal sien, daar's heeltyd vrees. As jy na die wet kyk vir guidance, en sê, ek wil God dien, gaan daar heeltyd vrees in jou lewe inkom. Maar, as jy na die Gees kyk, en onthou, God is liefde. So as ek sê, die nuwe bedeling van die Gees, kan ek as te ware sê, die nuwe bedeling van liefde. En wat doen liefde? Kom ek lees gou vir julle, wat doen liefde? En hier is in 1 Johannes
1 Johannes 4 vers 18 sê, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. So wat gebeur as ek na die Gees kyk vir guidance? Die eerste wat ek begin ervaar, as jy dit gereeld begin doen, is, asof die Gees vir jou sê, jy hoef nie bang te wees nie. Ek gaan jou nie straf nie. Daar's vrede tussen my en jou. So die oomblik as ek na die Gees kyk, want onthou, ons kyk na die Gees vir guidance, maar ons is partykeer bietjie, omdat jy nog in die wet uitkom, is jy bang, jy's bang, sê nou maar ek hoor God verkeerd, sê nou maar ek weet nie wat God eintlik vir my probeer sê nie, sê nou maar ek vat verkeerde wet wat ek gehoorsaam, as jy nou gewoond is om onder die wet leiding te ontvang, dan maak dit vrees by jou, want jy sê, ek weet nie of ek reg hoor nie, ek weet nie of dit is regtig wat God wil hê nie, waar as jy na die Gees kyk, dan sê die Gees, jy hoef nie bang te wees nie. Ek gaan jou nie straf nie. Ons vrede tussen my en jou. So ewe skielik begin jy guidance kry in 'n atmosfeer waar daar geen vrees is nie, daar's geen condemnation nie, jy ervaar lewe daar, en hoe meer jy daar begin amper uithang om guidance te kry, hoe meer begin jy God se guidance notice. Hoe meer begin jy vrede voel, hoe meer begin jy voel, daar's wysheid wat na jou toe kom, hoe meer begin jy voel, daar kom waarheid na jou toe, maar daar's geen vrees van, sê nou maar ek hoor God verkeerd, sê nou maar ek kan nie God hoor nie, sê nou maar ek het verkeerde ding wat ek doen hierso, want ek probeer, maar dit is asof dit nie werk nie, is asof ek nie God hoor nie, al daai struggles verdwyn, as jy laat lei deur die Gees, want daar's liefde, daar's geen vrees, daar's geen veroordeling, en jy beleef vryspraak, terwyl jy daar is. So daar's baie groot verskil, net om daai 3 dinge byvoorbeeld, daar's geen veroordeling as jy deur die Gees laat lei nie, daar's geen vrees as jy jou deur die Gees laat lei nie, en jy begin om lewe te ervaar, as jy deur die Gees lei. En die sleutel is amper om nou net te begin oefen, as jy so wil sê, om weg te kom, om jou deur die Gees te laat lei, en te sê, Here, ek verstaan nou, ek word nie deur die Gees gelei nie, ek word nie deur die wet gelei nie, ek moet nou baie mooi praat, ek word nie deur die wet gelei nie, ek word deur die Gees gelei, en onthou, hierdie gebeur baie, jy hoef niks te doen om God te aktiveer nie, die Gees van God is klaar in jou, hy het in jou gewerk, het jy hom wil dien, en hierdie leiding van die Gees wat hy gee, gebeur baie spontaan, jy hoef niks te doen nie, dit gebeur van self. Die groot ding wat jy eintlik nie moet doen, is jy moet ophou om te probeer guidance kry uit die wet uit.